Hallo, terwyl ons collega's op groen op die lug was ons beslis nie op vakansie nie. Baie besig, ek het fantastiese bydraes ontvang oor voëls, goggas en goeters, bobbejane, die groot katte en goed wat mense nog nie gesien het nie. Johan, waarmee was julle besig? Ag, jy weet, ons was maar so hier en daar. Ja, en waar nog? Ons was in Zululand. Ons het 'n sokkerveld gebou en ons het rondgeloop in die wildtuin op soek na visuile, wat nogal 'n belewenis was. Praat van die Kalahari. Ons het in die Kalahari gaan kyk spesifiek na die waterkwessies tussen die boere en die myne en die arme kameeldoringbome. Hartseer storie, kom ons bring hom vir julle een van die dae. Maar terwyl ons daar was, het ek 'n baie spesiale geskenk gekry by een van die boere. Hy sê hy het dit 30 jaar terug opgetel in die duine en hy wil by my weet wat dit is. Nou ek is natuurlik 'n ou boskenner, so ek het dadelik geweet wat dit is. Dit is 'n eier. Hoe skryf jy, man? Die vraag is net, wat se eier? Nou Quentin, ek dink raai jy eers. Kyk, vir my lyk hy bietjie klein vir 'n volstruis en hy's verskriklik swaar. Hy voel amper soos 'n gewigstootbal. So wat dink jy? Jesus, ek kan nie glo hy's so swaar nie. En is daar iets hier binne? Dit klink so sand of kristal of iets. Jy weet, jy ken mos daai woestyn olifante, hulle het nierstene. En ek wonder of dit nie 'n olifant niersteen is nie. Wat dink jy, Alton? Ek dink dis 'n eier. Ja. Was daar nie, soos, miskien is daar 'n dodo spesies in Afrika gewees waarvan ons nie weet nie. Dan sou hy mos nou in die Kalahari voorgekom het. Maar hoe die sand daar binne gekom? Daai ding is vol sand. Is 'n vet voël man, is nie sand. Is daar 'n gaatjie in? Ons het 'n ruk terug 'n ding gedoen om te kyk hoe die sanouens waterbere in die woestyn met 'n gaatjie wat hulle maak en gooi hulle water in volstruis eier pling, maar miskien het hierdie ouens sand geberre. Hulle was dalk bang die Kalahari raak op. Ja, Ek dink dis 'n dinosaurier eier. Maar die punt is, wat dink jy? Ons gaan deur die loop van hierdie reeks uitvind. So, gaan na ons webwerf toe of gaan maak 'n draai by Facebook en sê vir ons, wat dink jy is binne in hierdie klein maar baie swaar groot eier? Hy is baie swaar. Ja. Ek sal sy gewig en alles uit hierdie loop van die reeks gee en ek dink teen die laaste episode hopelik het ons hom al geskandeer of op 'n of ander manier uitgevind. En as dit 'n nuwe spesies is wat ons gaan ontdek en jy het hom benoem, dan gaan ons hom na jou vernoem. Maar gepraat van dinosauriërs, ons trok het ook aandag gekry die laaste 3 maande op 'n groot skaal. Kom ek gaan wys julle. Gaan breek in Kalahari. Selfs verlang. Reg, ons gaan die kar laat oorverf. As jy nou hier kyk, gaan jy sien net baie krapmerke en goed op. En dit op sigself is eintlik nie rede om die kar oor te verf nie. Maar onthou dis 'n baie ou kar. Hy kom in 1984 uit en dis sy oorspronklike verf. Kyk 'n bietjie hierso. Jy kan mens mooi sien hoe dop die verf nou al af. Hy's letterlik al op die skoon yster. Hier en daar het hy 'n klein bietjie roes. Die leg gaan lekker geverf word. Ek weet nie hoe gaan as jy die ou buffer weer ooit reg kry nie. Hierdie is Altie se merk wat sy op die trof gelos het. So, dit gaan nou alles reggemaak word. En as die kar reg is, dan gaan ons natuurlik 'n nuwe logo kry, soos julle kan sien. Na seisoen 1 het die logo al begin afdop. Onthou, ons het hom met die hand geverf. Sommer met gewone spreiverf. En hierso ook, dit is hier gekry. So julle gaan almal 'n splinter nuwe trok sien oor 2 weke. En nou gaan ons hom vat. Dis alles goed en wel, maar om die trok te laat oorverf is 'n gewigtige omgewingsbesluit. Het jy geweet dat die grootste omgewingskopseer waarmee motorvervaardigers sit, juist die verf is? Ons het besluit om die nuutste tegnologie in te span, waterbasisverf. Ons gaan ligte afval, al die slotte afval, al die kroomwerk afval. En dan gaan ons die manne aan die werk sit om al die duitjies uit te haal heel eerste. En dan my eerste verrassing. Lionel, wat die trok moet uitmekaar uithaal, is blind. Ek vir jou ook. Ek hoor jy haal hierdie kar uitmekaar uit. Ja, nee, waarom uitmekaar en as ons ja mekaar op sommer is. Ek is benoud want ek weet nie hoe Lionel dit gaan regkry om oor 3 weke te onthou waar elke skroefie moet kom.
Ek moet meer miskien konsentreer in die sin van dat ek moet as ek 'n ding een keer gestrip het en aan mekaar gesit het, dan moet ek dit net maar so stoor in my gedagtes die goeters en dan moet ek maar so ver as moontlik probeer onthou wat se kars en wat werk hoe en die en daai want karre kom al van wanneer ek al 'n kind is, weet toe ek klein was, ek meen was ek maar my belangstelling in karre gewees, weet so. En ek het altyd gesê ek wou eintlik gegaan het vir 'n motorwerktuigkundige, maar op skool het hulle vir my gesê nee, jy sal nooit by 'n plek werk kry waar hulle aan karre werk nie. So ek dink ek het hulle so 'n bietjie verkeerd bewys daarso. As jy hom oopmaak, sal jy sien. Ek kan hierdie deur van reg maak. Ja, daai duiklyn. Armand gaan in beheer wees van meeste van die voorbereidingswerk en hy gaan solank wegspring terwyl Lionel die res van die karre uitmekaar uithaal. Die afskuur van die ou verf is die eerste omgewingsgevaar. In amper al die karre wat nog op ons land se paaie rondry, lê verskillende gewwe en swaar metale soos lood en krom 6 opgesluit wat nou in die atmosfeer beland. Dis bewys dat hulle siektes veroorsaak wat wissel van respiratoriese probleme tot kanker. Wat ek gaan doen is ek gaan net bietjie oopmaak in die masjien. As jy maar dit gee. Nee, wat gebeur? Dan lig hy. Nou, hy hoog is, dan maak jy warm. Jy sal sien jy met valvel op. Carlos ken nog die ou kunsies om amper onsigbare duike mee uit te haal. En hy kom sy hand by terwyl Armand die groter probleme uitsorteer. Gewoonlik op deure wat hier geslaan is hier op die edge, waar ek nie kan inkom met my hande nie. Gebruik ek die dentpoele. Wanneer die duike so goed moontlik uitgetrek is, word die deur weer gepas, voor Armand begin om die res van die duik op te vul. Die stopverf is 'n hele kuns op sy eie. As jou panel, as hy nie mooi skoon is nie, dan is hy geneig om te kraak. En hy is geneig om water op te tel. As jy reg werk met hom, dan jy op 'n edel op die kar. Die stopverf bevat self baie potensieel giftige chemikalieë, maar moet nog steeds glad geskeer en perfek afgewerk word deur Armand. Enige grouwigheid wat oorbly sal deur die verf opgetel en vererger word. Stadig maar seker begin die nuwe trok voor my oë vorm aanneem. Wanneer Armand klaar is met die enjinkap en die deure, het Lionel ook net mooi die trok klaar gestroop. Ten minste weet ek kan nie meer die sleutel in die kar toesluit. En terwyl Armand hulle die bakwerk uitsorteer, kan die wiele so lank geverf word. Soos die trok wil ons dit ook graag in die oorspronklike kleur doen. Maar omdat ons nou met 'n nuwe tipe verf werk, moet die kleur van vooraf gemeng word. Hoewel omgewingswetgewing reeds feitelik die hele Amerika en Europa verplig om waterbasisverf te gebruik, is dit nog nuwe tegnologie vir ons in Suid-Afrika en moet Nico hulle dubbel seker maak dat die prosesse reg gevolg word. Hierdie manne is nou besig om glad te skuur. Ons gebruik uit die aard van die saak 'n bietjie water net voordat ons hom verf om seker te maak hy's heeltemal glad. So daai skuur was nou nie die laaste stap nie. Nee. Nee, daar's so 20 stappe voordat ons die verf opsit. 20 stappe. En dit geld nie net vir die verf van die wiele nie, maar vir die hele trok. Nou begin dit vir my sin maak dat die operasie 2 tot 3 weke kan vat. Maar as die res van dit so mooi gaan uitkom soos die wiele, gaan die wag die moeite werd wees. Ek wonder by watter stap trek Armand hulle nou met die bakwerk. Boekontwerp in die heel begin. Dis 'n stuk van wat nooit gebruik is nie.
Altie is mos 'n ontwerper en boonop soos alle vrouens moeilik ook. So sy meet en pas so lank waar die nuwe logos moet kom op die nuwe trok. Dis nou al soos in dag 6 of iets by die paneelknoppers. Het al die deure afgehaal, al die duike uitgehaal, dit skoon geskuur, reguit gemaak, glad gemaak, teruggehang om te kyk of dit pas. Nou haal hulle dit weer af en dan gaan ons dit verf. Bloedrooi soos wat die trok is. Nee. Ja. Nee. Dink hulle gaan dit nou glad skuur. Net die laaste, Nico, is hierdie die laaste stap voor die verf opkom. Ja, die laaste stap voor die verf. In hierdie area, die parte wat ons nou klaar gepaneelklop het, kom hiernatoe. Dan word dit geskuur. Al die stof wat ons genereer, word deur die skuurpapier opgesuig, sodat dit nie in die atmosfeer ingaan nie. Op hierdie stadium van die geveg bly die stof nog die grootste omgewingsgevaar. Daar is chemikalieë ook in die stof, omdat dit 'n body filler is daar chemikalieë in. Die stof wat afval word ondertoe gesuig en hierso is 'n hele bank filters wat weer die stof opvang sodat dit weer nie in die atmosfeer uit kan gaan nie. Want ons probeer soveel as moontlik stof uit die lug uithaal. Soos ek dit nie mis het nie, lyk dit vir my die tyd het aangebreek. Is dit eintlik tyd vir die eerste laagie verf, die primer. Is nou al soos in dag 8 of iets van hierdie trok uitmekaar uithaal en oorskuur en mooi maak en alles en is nou uiteindelik tyd.